Prys sy naam. Nou maar lekker om die Here te loof en te prys. Sy naam groot te kan maak, te kan weet dat die koning van alle konings. Prys sy heilige naam. Ek wil gewoon met julle praat oor jou grondgebied. Weet julle toe die COVID toegeslaan het baie kerk hulle grondgebied verloor. Omdat mense nie meer maar kerk toe gekom het nie. Die kerk het in gronde gegaan. Maar baie kerke wat nou nog nie eens meer kan opgestaan het as gevolg van dit nie. En dit is belangrik dat ons gaan weet dat ons grondgebied moet behou in Christus. Want as ons nie ons grondgebied in Christus kan behou nie, dan is alles verloor. Weet jy, die vyand val my die laaste tyd aan. Ek kan net nie in gebed gaan nie. Weet jy, ek dink ek gaan vanaand stilte tyd hou. Dan kom hy toe kleintjies aan die kamer en haartjie. Of het dit gebeur of dat gebeur, as jy kom kry, dan raam nie jou goeie gebedje af en sê, Here, dankie toch net dat ek het kan doen. Maar waar die ware gebed moet inkom, waar mens stil raak voor God, en ek kan sê, Here, ek het nie so nodig. Amen. Maar die vyand weet wanneer ons dit moet doen, maar kom ons gaan terug na die woord toe. Die tekstvers in 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. Dis die eerste gedeelte waar daar gepraat word van Jabes. Want almal het al gehoor van Jabes, né? Almal het al. Daar was so 'n paar jaar tot die jare terug het die mense gaande gewees oor die gebed van Jabes. Baie vir goeie redes, baie vir ander redes. Baie vir grondgebied gehad het vir homself. Finansiële vryheid en al die goed is alles net vir homself. Maar Jabes het 'n ander ding gehad. As jy in 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. En Jabes was meer geëerd as sy broers en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. Hy is meer geëerd as sy broers, maar sy ma het hom met smart gebaar. So, as jy mens nog kyk, dan Vetkoekpaleis, en ek dink aan Borsie. En dan kyk jy sy ma praat van die geboorte. Daai pyn, en daai was so goed is weg. Nou hoop ek nou net Jabes se ma het nie op dit met hom gedoen. Maar dan sê hy kom, en dan sê hy was meer geëerd as sy broers. Maar hy is met smart gebaar. So hy het met amper sy 80ste stand gebore, want baie keer, jy kan sê baie maas, dan kom hulle en hulle gee geboorte aan 'n kind. Dan wil hulle mee hê nie, dan sit hulle hom in 'n sak. Dan gesit hom daar en gesit hom daar, en dan soek jy na die kind. Dit is 'n besmarte gebore. Maar dan kom Jabes, en hy het hom nie onderkry met smarte, en hy moet as hy kom. En in vers 10 sê, Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën, vergeef ons smarte, Here, as u my ryklik seën, en my grondgebied vermeerder, en die hand met my sal wees, en die onheil afweer, sodat geen smart betref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. Jabes het nie rykdom begeer. Hy het nie aan die wêreld so goed as begeer nie. Hy het net gesê, Here, maak my grondgebied groter. Dat geen smart my kan tref nie, en dat hy verder gaan nou, in Rigters 6 vers 12, ek gaan dit net so vinnig noem, vers 12, 14 en 15, kom die engel van die Here en hy kom by Gideon. En sê vir Gideon, die Here is met jou dapper help. En dadelik is Gideon in hy swartlike deel, Here, wie sê ek? My geslag is die swakste in Manasse, ek is nog die geringste van almal. Maar toe kom God en hy sê vir Gideon, en God is met jou dapper help. Jy sê, dit wat ons van ons betekent sal sien, dit wat God vir ons sien, kom en hy sien meer as dit, as wat jy dink jy werk is. Ek kom vraag, weet nie, hier so na preek, dit so na graf gewys. Wat? Ek kan nie lees nie. Maar my broers en susters, om hier te staan en die woord te bring, is die maklikste deel. Maar jy moet hom net by die Here kry. Jy moet seker maak is die woord van die Here. Maar die engel van die Here kom aan Gideon en verskyn aan hom en sê vir hom, die Here is met jou dapper help.
vers 14 sê, toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou. Maar Gideon het sê, die krag gehad nie. Die Midianiete het hulle oorgeneem. Elke keer as daar oes kom, dan kom die Midianiete en hulle vat die hele oes. As daar geld in kom, as daar seëninge in kom, kom die Midianiete en hulle vat alles. Hulle moet alles in geheim doen. Hy was net besig om koring uit te kaf. In die geheim. Want die Midianiete nie daar gehoor het. Maar hier kom die Here en hy sê vir hom, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur? 'n boodskap om te kan sê. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar doen net wat jy doen. Weet jy my broers en susters, die kerk, baie van die kerk het daar grondgebied verloor. Baie kerke het nie meer die salwing van God se Heilige Gees in hulle nie. Hulle laat nie meer toe. As baie kerke wat nie toelaat dat daar genesingsdienste plaasvind nie. As baie kerke wat nie toelaat dat hulle oor die bloed van Jesus Christus spreek. Jy mag dit nie doen nie. Want dit is te offensief. Hoe noem ek, dalk gebruik ek weer. Offense. Jy mag dit nie doen nie. Predik die kruisiging van Jesus. Nou, as jy wil preek oor die bloed van Jesus en dit is 'n offense, dit is te sensitief en dit is, wat is die kruisiging van Jesus dan? En hy het vir my en vir jou bedoel. Hy het sy grondgebied afgestaan sodat ek en jy vandag 'n grondgebied kan hê om te staan met ons geloof. Maar dan kom vers 15 en Gideon vra, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste Manasse, ek is self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man kan verslaan. Weet jy my broers en susters, as jy verder gaan lees, het God hom verneer, sal hy gebruik nie. God het hom in 'n droom van gekom en dit is wat het gebeur het. En hier kom die Here omerswaai van Gideon in homself. Hy sien hom as die swakste, hy sien net geen grondgebied nie, hy sien hy het niks nie. Ag, arme ek. Ek was ook al daar, ag, arme ek. Want ek kom die Here en hy wys my, maar wat van jou? Wat van jou? En toe Gideon homself sien hoe God hom sien, en Jabes ook, want die naam beteken smart of vertrou in die Here met sy versoek. Dan kom Spreuke 18 vers 20 en 21 en hy sê, van die vrug van iemand se mond word sy vrug, van die vrug van iemand se mond word sy maag gevul. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Nou ek is 'n van die wat dan gesê word, maar ek is mal oor nertjies en appels. Dit ek kan my optower met daai goed doen. 'n Lekker groot nertjie wat soet is. As ek al weer voet dagers kom, ek kyk eers waar is hulle. Want ek hou van hulle. Ek hou van vrugte. Weet jy, nou sê hy, van die vrug van iemand se mond word sy maag gevul. So wanneer hy 'n appel vat en hy byt hom so, en hy soet smaak om deur die voel hom hoe hy kan. En dit is lekker. Maar dan kom vers 21, hy sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Dit wat jy spreek. As jy dood oor jouself spreek. As jy voel, jy siek. Baie mense, ek gaan versigtig wees. Baie mense is hier siek. Hy dink homself siek. Is jy regtig siek? Maar dan spreek hy nog by my. Maar hier kom hy en sê, dood en lewe lê in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So jy gaan eet dit wat jy kry. Nou, ek wil net vanaf gaan nie so volgend. As jy 2 verse 1 Kronieke 4 is die geslagregister van Jabes. Dit noem dat hy nakomeling is van die stam van Juda, meer geëerd as sy broers, maar dat hy swart gebore is. Die omstandighede van sy geboorte is nie bekend nie, maar dit is waar we volgens jou geboorte gaan nie. As soveel jare al gelede, is daar so baie Jabes gebedjies gedruk en boodskappe gebring en al die klas van goed is wat ek nou nog gesê het. Maar ek lees oor Jabes, en die woord lees ons dat Jabes het die God van Israel aangeroep, die as hy my ryklik steel en my grondgebied vermeerder.
in die hand met my sal wees, en hierdie onheil afweer, sodat geen smart my tref nie. Volgens het Len gesê, ek het eers gedink as iemand anders te help, ander my reg. Mag die Heilige Gees vanoggend die plek skep. Amen. Dis 'n profetiese woord. Maar wat maak ek en jy daarvan? Dis 'n grondgebied. Mag die Heilige Gees iets. Wat maak ek en jy daarvan? Ah, nee, tog, dit sal nie werk. Nee, nie kerk, nooit. Maar wie sê? Spreek dood. Spreek dood terwyl dit lewe moet spreek. Ons moet eintlik toe hy teks gedeelte lees, toe moet ons opgespring en gejubel en gejuig. Ons het gesê, Here, kom vanoggend met die Heilige Gees. Halleluja. Dat ons gevolg moet word. Ja. Weet jy, ek voel baie keer, en mense nie is nodig om 'n boodskap te kom. As die Heilige Gees lei, en gaan net, vloei. Soos hy lees, dat flows from the truth. Laat het net vloei. Boodskap kan net dan weer gebring word. Nou kom ons hier in Numeri 6, vers 22-27. Ons lees dit elke week vir julle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron sy seun te sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Baie keer raak dit maar net 'n gewoontetjie om te lees. Maar wanneer ons lees wat God vir ons wil hê, hy sê, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet hulle dan my naam, die kinders van Israel hê, en ek sal hulle seën. Jy weet, hierdie seën van die Here, soos wanneer ek vandag 'n week aan toe ry. 2 weke terug, ry ons in die donkerte. Waar presies dit gebeur het, weet ek nie. Maar ek het 2 rings afgeskryf in die portal. Nou nie my skade nie, maar so Frans soos sê, jy moet betaal, so ek moes betaal. Maar daarom besef wat die probleem is. Maar daar het die Here my behoed. Soveel dinge kom verkeerd verloop. Jy weet jy ry met 'n vrag van 1-2 ton plus. En as jy 'n verkeerde movement maak, dan rol jy dit. En jou lewe dalk moet gespeel. So hier kom hy en hy sê, die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Dis 'n belofte wat ek gryp, wat ek vanmôre ook gaan gryp. Ek gaan net 'n bietjie verder aan, want hierdie is nog alles dieselfde. In Josua 1 vers 2-7, wil ek graag vir julle lees. Die volk is moeilikheid. Moses het hulle uitgelei Egipte land uit en nou kom hulle voor die Jordaan. En daar sterf Moses en was nie 'n leier nie. Toe kom die Here en sê vir Josua. En na die dood van Moses die knegt, Josua 1, van die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan klaar, trek deur die Jordaan, jy en die hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Wat 'n belofte is dit? Maar wat maak die kerk van God? God gee vir ons grondgebiede. Hy gee vir ons uitbreiding. Hy wil hê ons moet uitbrei. Maar nee, wat ons gaan net bly tot by 50 mense, is maklik om te hanteer. Dis die werk van God. Wanneer hy sê, op elke voetsool waar jou voetsool sal trap, sal ek aan jou gee. Eindelijk moes Oranje, al lankal, mag nie saak wat ek kerk nie. Ek gaan nie volgens kerk doen en dit nie. Want mag nie saak wat ek kerk nie. Vanoggend moes Oranje, eindelijk al, sal die mense, nie Christus nie, maar die stad van God genoemd kan word. Waar mense al moes bekering tot gekom het. Maar jy loop nog steeds mense hier buite rond wat nie die Here wil dien nie. Jy is nog steeds mense wat as ek iets beters wil doen, dan sal hulle sê, nooit. Moet nie eens draai. Maar my broers en susters, dis hoekom ons in Oranje is. Hy gee vir hierdie gemeente 'n grondgebied. Amen. Hoeveel mense hier so? Wat maak dit met hulle? Wat maak dit vir die sondaars? Nie die kerk nie. Wat maak ek? Wat maak jy? Jy bly langs sy buurman van jou. Jy ken hom beter as ek. Die siekes,
Allemaal. God geeft ons grondgebieden om aan te bewegen. Dan zeg je zo, elke plek waar je voet zo op zo'n trap, dat geef aan jou, zoals het Mozes spreken. Dus die belofte komt al vandaag af. Vers 5 zegt, niemand zal voor jou stand houden al die dagen van je leven niet. Zoals het met Mozes geweest is, zo zal het met jou wees. Ik zal jou niet begeven of verlaten. Wees sterk en vol moed. Want je zal die volk laten erven wat ik aan de vaders met de eed beloof heb om aan hulle te geven. Vers 7 zegt weer, wees net baie sterk en vol moed en om nauwgezet te wandelen. De handel volgens die hele wet van Mozes met knecht. Het wijkt niet aan van rechts of links af. Zodat je in goede gevolg kan handelen, overal waar je mag gaan. Hierdie wetboek mag geen je mond wijken, bepijs de dag en nacht. Zodat je nauwgezet kan wandelen volgens alles wat daarin beschreven staat. Want dan zal je weer voorspoedig wees. En dan zal je met goede gevolgen handelen. Dan kom je hier weer en zegt, het ik jullie beveel. Wees sterk. Baie van Caleb's pelle toe hulle daar in die Kanaan gaan kyk het. So sien hulle hy groot manne. Ek het nou nie dat hy so groot ou nie so groot maar moes ook. En dan dink ek aan daai ouens wat saam met hom gegaan en hulle hy groot manne gesien. Nou kom hulle terug met 'n rapport. Ons lyk so springkyntjies en daai ouens. Ons sal nooit hierdie Kanaan kan oor. Ons sal dit nie maak nie. Sorry, jammer. Maar wat ek Kaleb en sy manne gesien. Hy sien 'n lam van melk en jene. En nie trossies draai nie. Hy manne draai soos 'n stitte. Dis wat hulle gesien het. En wat sê Kaleb? Josua, ons sal die land kan vat. Amen. Daar's 'n grondgebied wat ons gaan vat. Weet jy my broers en susters, en daarom, en ek is gefrustreerd in myself ook, want baie keer wil die Here jou brief, want dit is so verhaastig. As ek by die werk is en ek wil iets doen en wil hardop en sê my seun, pa, loop nie. Dus jy struikel en iets breek. En dan dink ek vir homself, kan die mannetjie net dink ek is so. Maar hy voorboere, en baie kom die Here op. Hy wil net so bietjie breek. Wag net vir die regte tyd. Wag net vir die regte tyd. Maar nou kom ons en alles doen vir onsself, ons eie ek en dit. Die God kom, hy het aan Moses die belofte gemaak. Waar kom in Josua? En hy sê, waar kom in ons vandag? Wees sterk en vol moed. Josua vra, Jabes vra op 'n groot grondgebied. Die kom wat ek nou gelees het, waar die Here sê, elke plek waarop jou voetsool sal trap, het gee ek aan julle soos ek met Moses gespreek het. Wanneer God vir ons grondgebied vermeerder, dan gee hy nie vir ons net 'n stukkie nie. Hy beloof ons waar ons voet so lees het, dit gee hy vir ons. Wanneer ons 'n groot grondgebied vra in ons geestelike lewe, dan vra ons dit vir genesing, vir oorwinning, vir voorsiening van werk, my broer, waar die Here gevoorsien het, wat is ook al ons in sy naam vra, dit sal hy vir ons gee, wanneer ons volgens die wil van die Here vra. In Romeine 8 vers 31, 35 en 39 sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Teen wie is God? Teen die voetelose. Satan en sy mense. Dis teen wie God is. Maar ons wat kinders van die Here sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Wie kan ons keer? Wie weet, hulle praat van die vrye menselaars, en hulle praat van die Illuminati, en hoe versprekenderigheid, en alle jongens wat nou in die dorp is, ek glo dat as ek maar. En dan praat van hoe hulle dit nou hier dorp kan beheer en alles. My broers en susters, as ons gaan kom, dan gaan kom volgens die woord van God. Dan kan die manne maar maak wat hulle wil. Amen. Dan kan hulle maak wat hulle wil. Want wanneer God sy hierdie grondgebied vir ons gee, kan niemand ons keer nie. En jy, vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging of honger, naaktheid, gevaar of swaard. Soos geskryf is om hier ons word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, hoogte, diepte, enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus ons Here is. Wanneer ons soos Jabes vra vir seën, dat ons grondgebied verneder word, en geen onheil ons sal tref, moet ons glo dat God die beloner is. Amen. Hebreërs 11 vers 6. Niemand kan God behaag as hy nie in geloof kom. Wanneer ek op 'n twyfeling kom, en ek dink, Here, hy sal my nie genees nie. Here, jy weet, ek het nou gistermiddag of Vrydagmiddag, ek kom op die kerk. Arme man lê daar. Hy kan niks doen. Hy kan carry on nie so. Weet jy wat doen ons? Kyk wie die kanker was. Ons dink, die hou van het nie maak. Maar as God verlaat is, die dood het omhoog, kan God omhoog kan. Amen. Hy man lê daar, hy sê, al wat hy kan doen is, sê, Here, help my. Dokters kan hom nie help nie. Niks, niemand, geen behandeling help hom nie. Soos hy geloof, is in die Here. En dan wanneer hy moederloos was, en hy praat met my, en sê vir hom, Kiri, God het jou nog nie vergeet. Amen. God het jou nog nie vergeet. Want, as ek kon hy al dood gewees het, maar God het nog 'n dag sy lewe gespaar. Nog 'n dag en nog 'n dag. Een stukkie van Hansies, maar weet nie wie van julle ken hom nie. Daar was 'n pastoor gewees, in Kimberley gewees. Ek is nie seker hoe 4 jaar terug nie. Maar hy skryf elke dag, hy dagstukkies op Facebook. En wil hy met dit hoor wat ek vir julle sê. Hy wil hy die gemeente moet hoor volgens. Hy sê, kyk verder, sê die Here. Jy kyk te nader. Daarom bly jou visie. Baie keer as ek te veel chocolates eet, te veel soetgoed eet, dan wys my oor van my. Ek weet ons al van die praat. Dan sê my oor vir my, jy het te veel gehad. Alle hou voor die fokkies af en hulle oorwys vir my, ek is echt chocolates eet, behalve baie lief is ek. En ek kyk televisie. Dan kan hy op my woorde wys vir my mooi, duidelik, dis wanneer, of ek kan binne sien, ja weet ek. Dan sê, daarom bly jou visie. Kyk verder. Jy kyk te veel teen die sienlike vas. Die sienlike. Die oranje. As jy hoof oranje. Mense sien, mense trek. En dan is daar kom iemand en sê vir my, ja, weet jy hoeveel mense gaan Amerika toe? Vraag vir hom, weet jy hoeveel mense bly agter? Amen. As jy allemaal met Amerika is, as die beloofde land sien. Ek meen, soos ek gister vir 'n ander vrou gesê het, as ek moet Amerika toe gaan, ek gaan begin Engels praat, sodat my eerste vliegtuig terug, want hulle kan my nie verstaan nie. Want die Engels wat ek praat, is onverteerbaar, die werk nie met die Engels nie. So, dis hoe ek maar hier bly. Maar kom hy sê, jy sien te veel teen die sienlike vas. Kyk verder, en begin om die onsienlike te sien. Jy kyk nie langer na die negatiewe omstandighede en jou visie is hoër en groter as jou huidige omstandighede. Wat is jou omstandighede volgens? Hoe donker lyk dit? Ek het nie werk nie. 2 jaar terug was dit al van die Mei maand af geen bestellings gekry nie. Nou ons weet, ons werk al af van die Mei se bestellings. Van Mei maand, Junie maand, niks. Aan September, nou werk ek maar in ons huis. Dan kom ons November maand, dan sê ons Frans of ons boys gesel. Kan julle nie meer daar nie. En sê julle retreats gegaan. Oké, wat maak dan? Je sak een beetje, je weet het. Ik moet daar je fondsen nodig. En ga maar huis toe en trek UIA voor ons gaan aan. En dan geef Maatman, daarom Frans, hij zei, boys, was 300 blokken wat ons moet maken voor in de maand, is wel erg. En zie God wat ons aan. Halleluja.
Dit is goed dat ons aanbid. Hierdie jaar kry ons nie kans om asem te haal nie. Van Maart maand af hardloop ons nog aan die pad in die rooi. Wat is dit? Die voorsienigheid van die Here. Hy gee ons grondgebied om te floreer. Die negatiewe omstandighede, ons kan nie na dit kyk nie. As jy kyk verder en sien die vervulling van my goddelike drome vir jou. Jabes is 'n smarte gebore. Gideon is die swakste in sy stam. Hy is die geringste in sy familie, hy sien hom nie raak nie. Dawid is in die veld toe hy die koning wil kom saam. Hy is nie eens in tel nie, hy is 'n klein rooikop mannetjie wat daar tussen skape rond daar. Hulle kyk nie eers na hom nie. Eers 'n broer kom in, is dit, weet, groot soldaat, hy stap daar in. En dan dik saam jou kyk, dis 'n goeie koning. Die Here sê jy kyk verkeerd. Jy kyk in die sienlike vas. Jy sien verkeerd vanoggend. Want God sien iets in jou wat ander nie sien nie. Maar jy ook, wat beteken jy self ook nie sien. Dis waar. Beteken jy kan dit nie doen nie. Aanskou die almag en die grootheid van die Allerhoogste. Hoe groot is ons God wat hy nou gesit het, hè? Jou wonderwerk is in jou oë. Net iets op te sien. As jy kan sien, is dit joune. As jy kan sien. Wat sien ons vanoggend in die gemeente? Sien ons die leefplekke in die kerk? Of sien ons die potentiële plekke van ons mense? Amen. Sien ons vanoggend, ag wat, dis alweer nie nou hierdie wat preek en hoe Andrei en Christo en ag, luister maar na hulle. Maar my broers en susters, as ons vergeet om na hulle te luister en na die woord van God. Ek meen, die woord kom nie van my op, ek het hom getik, ja. Baie spelfoute en alles op. Maar, dis die woord van die Here wat hy vir my gegee het om vanoggend te kan bring. Amen. Dus jy kan sien, God het vir jou 'n grondgebied. Hy wil hê jy moet verbreed, hy wil hê jy moet verby jou visie kyk. Amen. Hy sê, jy het reeds ontvang in jou gees, dit manifesteer op die regte tye en plekke. Ons moet nie dinge laat nie. Ons soek 'n pastoor, ons soek 'n herder vir die gemeente. Maar kom laat ons op ons soek vir 'n herder vir die gemeente. Kom ons sê, Here, Ja. stuur die regte pastoor. Amen. Dit is hy gaan. Dit is goed. Hy het gesê hy gaan. Sy belofte. Nou wanneer God 'n belofte maak, verbreek hy hom nie. Waar? Dit is wat ons almal kan saamstem. Amen. Kerk is klaar. Mag jy vanoggend moed skep in die boodskap. Wanneer jy werk te veel raak, besef, die Here seën. Wanneer jy weet, wanneer jy nie meer kan. Ek het in my tyd, die Bybel François, het ons baie hoogtes en laagtes belewe. En musiek is in alles. Maar op elke keer het die Here my uitgedra. Ek wil vir hierdie gemeente sê, hierdie gemeente is nie maar net begin deur kor en Christus. Hulle is die rigtingwysers gewees. Hulle was die Moses, wat ek kan besef. God soek 'n Josua om ons deur in Kanaan te sit. Hy wil 'n groot gebied verbreek, groot. Hy wil vir ons sê, wees sterk en vol moed. Hy wil ons bemoedig om te kan sê, moenie kyk na die sienlike, moenie kyk na die banke nie, moenie kyk na die mense wat nie kom nie. Ek het ook altyd gesê, vir daai mense wat dan maar baie lank was in die kerk. Bianca kom daar op 'n paar keer kom en sê vir haar, die polisie soek jou, en daar in die kerk. Maar weet jy wat, my broers en susters? Ons kyk na die God, wat die onsienlike sienlik maak. Ons kyk na die God, wat die grootheid van God is, wat vir die Israeliete, ek weet nie hoe breed is hy die hele gebou nie, maar trompette, en 'n gejuig van God se volk, kon hy weer in die stad. Dat het geval. Maak Satan sy mure, maak nie saak hoeveel keer hy hulle bind nie, hoeveel keer hy hulle breër bou nie, maak nie saak hoe hy probeer, want wanneer die Satan jou aanval, moet jy weet, dat God het iets op plek hier. Want Satan, wanneer die dinge moeilik vir jou begin raak, moet jy weet, dat God het iets op plek hier.
Hy wil sy grootheid in jou groot maak. Hy wil hê jy moet weet. Die kerk van God, ek wil volgens vir jy sê, en hy wil so vinnig 'n getuienis bring. 2004, 2003. Wat is geen Pinksterkerk of geen charismaties of niks in die dorp nie. En ons sit hier aan daar op die stoep en hier kom Pastor Kali, weet ek nog nie geweet is Pastor Kali. Dan weet nog 'n keer is die moeilike ook. Maar hulle bring met hom die mense saam, ons sit daar so op die gras. Vat ek gitaar en sing met die. En nadat ek klaar gesing het, vra Christo, Johan Potgieter. Julle is so goeie klompie mense hier in mekaar. Kom begin julle nie gemeente. Ja, sê kom. Gemeentes is dan so gemaak. Op en af. Dan die groep mense, dan niks. As daar groep mense, dan kan dit gebeur. En dan net die stand nie. En hy sê ook vir my, jy kyk in die sienlike vas. Jy kyk in die omstandighede vas. En so my vrou en Pastor Kali elke dag met my gekarring. As ek hulle sien aankom en loop ek al weg, want ek wil nie hoor nie. Want hulle sê, wanneer begin jy die gemeente? Ek wil dit nie hoor nie. Maar op einde laat het God my maar gebring op die plek waar ek moes luister. Dus begin by die gemeenskapsaal. Dan braai jy sang met die gitaar. Dan gaan sing. Kom loof die Here alle knegte van die Here. Dan 2 rye banke so, hier kom en hier kom. Trek hier kom weg en gee en hy kom trek weg en en hy staan daar. Wat 'n noot moet ek speel, want stop ek my eers en sê kom ons begin weer ek die noot met die sang. Maar so het daar van 5, 6 mense, volgende Sondag 10, 12 mense, volgende Sondag begin. En die onsienlike wat ek hier wou raak sien, wat God vir ons 'n plek gehad het. Wat ek hier wou raak sien, het God daar reeds die grondgebied begin wys. Dus was 'n paar mense daar bo by die gemeenskapsaal. Maar dan is 'n Sondag daar kom ons vir diens hou. Dan was daar iemand in die saal, kon sy diens hou. En so het ons hoe kan jy met Frans de Klerk gevra. Ons het die biblioteeksaal gekry. En ons het daar aangegaan. En op 'n dag het dan en Jane en Frans van bevestig. Op 'n dag praat ons van kerkman. En daar staan Maranatha. Alles is nie betrokke daar nie. Die staan nog steeds. God gebruik nog steeds mense om te gebruik. Amen. Daarmee dienste lewe. So, wat ek vir sê, ons kyk na herder. God sal die regte herders. Amen. As die regte mense op die plek stuur, dan is ons sal wees. Wees net sterk. En volgens. Amen. Amen. Kom ons staan op en dit saam. Vader, we sê dankie vir hierdie dag. Dankie vir die liefde en die genade, vir die goedheid. Dankie dat volgende in die huis kom, die Here kom wees. En kon sing, die Here, ons sou aan die drywe in die wingerdstok wees nie. Ons sou aan die beeste en die krale wees, ons sou aan geen oes op die lande wees nie, Here. Ons het gesing, Here, want ons weet, die Here met God, die Here, sal vir ons voorsien. Die Here met God, die Here, sal vir ons paaie oopmaak, Here. En laat ons op hoë plekte, Here, laat ons huppel, die Here. Wanneer ons voel, ons kan nie meer verder gaan, die Here, dan kom U, Here, en U tel ons op, Here. En daarom weet ons, Here, dat ons charisma familie, Here, wanneer ons gaan kom, en ons eie ek gaan begrawe. Here, wanneer ons onsself gaan vernuwe in die Here, en Here, ons gaan toelaat dat U die werk doen, die Here. Here, gaan ons groot dinge sien, Here. Nie net die Here Jesus goeie dinge nie, Here, maar U gaan ons dieper en dieper in die Gees lei, Here. Here, daarom kom ek vanoggend en ek bid vir elke broer en suster, vir die wat daar by die huis sit, dalk seer gekry, dalk moeilikheid, Here, maak nie saak wat die probleem is nie, Here. Here, mag hulle terugkom na die huis van die Here. Mag hulle weer hier kom saam
sang hoe groot is ons God. Dat ons saam die Here kan loof en kan prys, dat ons saam die Here kan verheerlik, Here. Here, want U het vir ons 'n groter grondgebied gegee, Here. En Here, U maak vir ons rentmeesters daarvan. En U wil hê, Here, tot goeie rentmeesterskap, Here, sal behou daarop, Here. Seën ons vandag, Here. En dankie daarvoor vir elke broer en suster wat volgende is. Elke getroue lidmaat, Here. Dankie vir hulle, Here. Loof U en prys U en verheerlik U daarvoor. In Jesus Christus naam. Amen. Steek je handen samen wanneer ik u seën van die Here vir julle lees. Numeri 6 vers 24 sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan met naam op die kinders uitwys hê en ek sal hulle seën. Wie volgens die seën wil ontvang, sê amen. 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 Mag die Here julle ryklik seën. Die Here vertoef hulle veilig en sien ons weer volgende week. Seëne dag verder.